By Kruin verstaan ons dat die lewe dikwels kompleks en uitdagend kan wees. Ons beleef almal tye van pyn, onsekerheid, uitputting en selfs hopeloosheid. In hierdie moeilike oomblikke wil ons by Kruin jou help, deur gebed, ondersteuning, toerusting en 'n ruimte vir groei. Ons nooi jou dus om te kom nes jy is. Hier kan jy Jesus volg. By Kruin doen ons ook meer as net by mekaar kom. Ons doen goed. Ons doen goeie goed wat die gemeenskap help en 'n positiewe effek op ons omgewing het. En ons nooi jou om saam met ons 'n verskil te kom maak, want dit is die roeping van ons geloofsgemeenskap. Huise wat Jesus volg, leef dit. Goeiedag Kruiners en welkom by nog 'n aanlyn erediens. Ons is nou lekker in Desember. Hoopelik ryk jy al vakansie en ryk jy rus en kry die hitte jou nie te veel onder nie. Kom ons raak net saam rustig en ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons weer vandag op hierdie manier kan bymekaar kom, dat ons in U naam kan verenig, dat ons in U naam aan mekaar verbind kan word en dat ons ook in U naam liefde en vrede en vreugde kan beleef. Ons bid dat U met elkeen sal wees waar ons dit ook al luister, hierdie boodskap, dat U met ons sal praat, dat U regtig die woorde lewendig sal maak in ons lewens en dat ons hierdie boodskap ook sal uitdra na die mense rondom ons. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Goed, geliefdes, ek lees vir ons vandag 'n baie bekende gedeelte saam. En dit is Matteus 5, dis die begin van die bergprediking, waar Jesus natuurlik op 'n berg met die mense begin praat of vir hulle preek. En ek gaan van vers 1 tot vers 12 vir ons saam lees. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom toe laat kom, en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ek gaan hierdie weer herhaal, dis waar ons vandag praat. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. Nee, kyk, die Here het 'n sin vir humor, verseker. En as jy vir my sê, nee, die Here is stil in jou lewe, of jy weet nie altyd hoe die Here met jou praat nie, luister bietjie na hierdie storie, en dan sê jy vir my of jy ook sien hoe die Here eintlik baie subtiel in my eie lewe nogal gewerk het. Want die afgelope week of 2, moet ek eintlik nou nie so sê nie, maar dit was dalk die bekleierigste week wat ek in Kruin al gehad het. Dit was woes gewees. Ek het 'n week terug moes ek by 'n ander kerk gaan insit en allerlei dinge daar beleef, en dit was baie bekleierig en ek moes probeer om neutraal te wees, maar ek het by die huis gekom en ek het met 'n groot onvrede in my hart gaan slaap, en ek het vroeg die volgende oggend weer wakker geword en net gevoel, dit wat met my gebeur het die vorige aand, al die bekleierery, al die negativiteit sit nog in my lyf. Dit was die maandag aand wat dit gebeur het. Die dinsdag kom ek by die kerk, en hoe sal dit nou natuurlik gebeur? Een van my vriende, my oudste vriend, stuur vir my 'n boodskap, en dit maak vir my ongelooflik kwaad. Soveel so dat ek regtig weer in 'n bekleierige, haatlike by eintlik is. En hierdie vriend van my, ek en hy sal ken mekaar al vir jare en jare en jare, maar ten spyte daarvan het dit by nie gestop om regtig kwaad te raak in daai oomblik nie. En asof dit nie genoeg was nie, net bietjie later daai oggend, is daar 'n ongelooflike
konfliksituasie hierso by die gemeente, waar 'n sogenaamde gemeentelid inkom en eintlik sit ons almal die hele tyd met konflik en ook daarso moet ek instaan en eintlik 'n rol inneem wat nie vir my natuurlik kom nie, naamlik om te beklei, om harde lyn in te neem. En weer eens ry ek daai middag huis toe en ek is moeg en ek voel al hierdie bekleierery is in my en dan is dit natuurlik die gewone stressies en dinge wat in die lewe gebeur. Dit was 'n woeste baklei week gewees. Hierso hoekom die Here 'n sin vir humor het en of hy dalk met my ook probeer werk. Want waaroor moet ek vandag praat? Soos in Adventstyd, Jan het laasweek gepreek oor hoop en die tweede Advent Sondag gaan tradisioneel oor vrede. So waar moet ek preek, waar moet ek dink, waar moet ek besin vir 'n hele week lank, terwyl ek eintlik regtig kwaad en bekleierig is, terwyl ek eintlik oorlog maak met 'n klomp mense in my hart, waar moet ek dink? Vrede. Die tyd wat ek die meeste beklei is die tyd wat die Here my weer bring na vrede. En dis waar ek vandag moet praat en dit is ook waaroor ek gelees het vandag en saam die Bybel gelees het. Want in die Adventstyd het ons 'n paar Sondae en die gedagte is ons sien uit na die toekoms. Ons sien die verwagte Messias wat na ons toe kom en dit wat dit impliseer is hoop en die Messias wat kom aarde toe impliseer ook vrede. En daarom het ek gekies om vandag uit hierdie gedeelte te preek. En terwyl ek nou gedink het oor my preek en wat ek moet lees, het hierdie woorde outomaties by my opgekom. Hierdie woorde wat ons saam lees, Matteus 5 vers 9, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Wat wil hierdie teks vandag vir my sê en wat wil die teks vir jou sê? En die oomblik toe ek hierdie teks lees en ek sit en dink aan die week wat ek gehad het en die bekleierige natuur wat daar in my hart geleef het, is die eerste gevoel wat ek beleef het is, oei jette, ek is in die moeilikheid. Want ek was nie die week 'n vredemaker nie. En beteken dit dan nou ek is nie 'n kind van God nie? En die gevegte wat op my tafel was nie in alle gevalle eintlik my eie skuld of toedoen nie. Dit was maar net die situasie waarin ek was en die rol wat ek gevoel het ek moet inneem. En onmiddellik is daar 'n skuldgevoel en hierdie gedagte wat by my kop kom en sê, maar hoe gaan ek hierdie regkry? En ek raak onmiddellik moedeloos. Maar gelukkig is dit die verkeerde manier om die teks te lees. Want hierdie teksgedeelte is dalk een van die bekendste teksgedeelte buiten die Ons Vader, dalk Psalm 23, sou ek argumenteer dat hierdie gedeeltes wat ons saam gelees het, wat bekend staan as die saligsprekinge, die Beatitudes in Engels, is dalk die bekendste gedeelte in die Bybel. En dit is iets waaroor ons regtig 10 weke lank sou kon preek. Ons sou oor elkeen van hierdie saligsprekinge kon gesels. Maar vandag is my fokus uitsluitlik net op die vredemakers wat kinders van God genoem word. So die eerste stukkie goeie nuus wat ek vir myself kon vind, toe ek hierdie teks lees met hierdie skuldgevoel in my, met die gedagte van, jette, ek het net weer beklei hierdie week, is, as jy die saligsprekinge lees, moet jy dit nooit sien as 'n mikpunt nie. Wat ek daarmee bedoel is, jy kan die saligsprekinge lees en sê, goed, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want hulle behoort die koninkryk van die hemele, okay, goed, die letterlike Grieks daar staan, geseënd is die wat arm is van gees. So dan moet jy sê, okay, nou moet ek met ander woorde arm van gees word. Wat is arm van gees? Dis mense wat in moeilike, onmoontlike situasies is. As die bedoeling was van hierdie gedeelte, dat jy moet word, met ander woorde, dis 'n mikpunt, al hierdie seëninge wat daar gegee word is, ek moet met ander woorde 'n armes van gees word, ek moet met ander woorde iemand word wat treur, ek moet met ander woorde iemand word wat honger en dors na geregtigheid en sovoorts, dan gaan jy van die verwagting van, ek moet so word om God se seën te verdien. Dis nie 'n opdrag nie. Daar's nie een keer 'n opdrag in hierdie teks nie. Dit is 'n verklaring. Dit is 'n groot verskil. Ek hoop jy is nog met my op hierdie punt.
Ons kan nie hierdie dinge sien as iets waarna ons mik nie. Dis 'n verklaring van, as jy in hierdie situasie is, die volgende. Verstaan jy die verskil? Die verskil is, met ander woorde, God sê, daar waar jy nou is, daar waar jy arm is van gees, smag na geregtigheid, waar jy nederig is, waar jy broos is, waar jy gebroken is, daar kom ek na jou toe. Dis nie iets waarna jy mik nie, dis 'n verklaring om te sê, daar waar jy reeds is, daar is ek, daar is God. En as jy so stadig deur al die saligsprekinge gaan, dan gaan jy agterkom, dit is deurgaans die punt. Dis nie iets, hy praat nie hierso met mense wat moet leer om so te raak nie, hy praat eerder met mense wat reeds in hierdie tekort, in hierdie worsteling in hulle lewens is. En dieselfde geld vir die vredemakers. Dis nie om te sê, jy begin by vredemakers nie. Hy wil eintlik in die teks sê, daar waar daar bekleierery is, en waar jy jouself beleef in konflik, en waar daar ongelukkigheid is, daar waar vredemakers nodig is, weet daar, as jy in daai situasie is, jy is 'n kind van God. Nie iets wat jy moet verdien nie, nie iets waarvoor jy moet werk nie, dit is alreeds eenvoudig so. Dis die eerste troos en genade en verligting wat ek beleef het in hierdie teks. Maar die tweede ding wat jy ook moet hoor hierso word vir 'n klomp verskillende mense gepreek. So, dis 'n klomp menigte wat teen die berg opgaan. So, dit is Romeine, en dit is Grieke, en dit is Jode, en dit is ryk mense, en dis arme mense, en dis mense van alle verskillende wêrelddele wat hierdie boodskap aanhoor. En wat gebeur wanneer jy 'n klomp verskillende mense bymekaar het? En jy gaan waarskynlik 'n klomp verskillende opinies, status hê. Wat Jesus eintlik hierso probeer sê is, ongeag wat jou omstandighede is, hierdie is woorde wat jy moet kan hoor en ter harte neem. En dit bring my by die vredemakers gedeelte. As 'n mens na hierdie gedeelte luister en net dink, wel, dit gaan Jesus sê met ander, ons moet nou nie met mekaar beklei nie, dan gaan jy soos ek skuldgevoel hê. Want die feit van die saak is, veral as jy soos in daai tyd tussen 'n klomp verskillende mense in beweeg, gaan daar konflik wees. Daar gaan opinies wees wat verskil. Daar gaan baie sterk daadwerklike ideologiese verskille tussen mense wees wat gaan lei tot konflik. En dan het ons 'n baie klein nou idee van wat vrede is, terwyl Jesus hier doelbewus 'n groter idee wil gee. Geseënd is die vredemakers. Wat is 'n vredemaker? Nou, in ons kop is dit iemand wat 'n vredemaker is. Ek het myself altyd as 'n kind as 'n vredemaker gesien. My ma en pa, wat baie gelukkig nog steeds getroud is, maar hulle was maar soos enige paartjie gewees, het maar van tyd tot tyd beklei en verskil van mekaar. En dan sal ek nou in die kar gesê het, okay, papa, sê jammer vir mamma, mamma, sê jammer vir papa, okay, goed, maak net vrede, en dan het dit gewoonlik die konflik opgelos. En ek was altyd trots op myself gewees, want ek was van nature 'n vredemaker gewees, veral in my jong dae. En dan dink ons, okay, goed, mense beklei nie meer nie, ek het my job gedoen, ek is 'n vredemaker, met ander woorde gelyk aan, ek is 'n kind van God. Maar dit is nie wat vredemaker is nie. 'n Vredemaker is nie eenvoudig iemand wat streef na 'n plek waar daar nie konflik is nie. Vrede het 'n baie groter betekenis, veral in die Bybel. Die Hebreëse woord vir vrede is Shalom. Ek het al daaroor gepreek en ek het al by Bybelkursus daaroor gepraat. Shalom is die Hebreëse woord vir vrede. So as jy sê vrede vir julle, as jy sê Shalom, dan wens jy mense vrede toe. Maar vrede gaan nie oor oorlog nie. Vrede gaan oor die teenwoordigheid van God. As jy die teenwoordigheid van God vir iemand wens, dan sê jy vir hom, ek gee vir jou vrede. Ek wens vir jou vrede toe. Dit is 'n ongelooflike belangrike onderskeid. In die Romeinse wêreld is die woord vrede wat gebruik is Pax Romana, maar vrede het in daai manier gekom deur oorlog en deur dominasie en deur mense te domineer en uiteindelik mense te onderdruk. Dit is hoe vrede in die Romeinse ryk gekom het. Jesus kom en sê, jy's 'n vrede, jy moet vrede maak, nie deur oorlog nie, maar deur God
se teenwoordigheid. Die oomblik as jy dit hoor, dan kom jy agter hier is 'n belangrike punt om te maak. Vrede, en om 'n vredemaker te wees, in die teksgedeelte, soos wat Jesus dit noem, koppel jou outomaties as 'n kind van God. Dis nie iets waartoe jy mik nie, jy's reeds 'n kind van God, maar daar waar jy in God se teenwoordigheid leef, daar is jy 'n kind van God. Dit gaan oor identiteit. Dit gaan oor wie jy eintlik in jou binneste is. Wie se kind is jy? Ek het 'n begrafnis bygewoon waar die vrou het altyd die storie vertel van haar pa. Sy is op die plaas het sy groot geword en dan kom toe 'n besoeker op een van die grondpaaie deur en hy is nie seker nie, hy is eintlik op soek na haar pa, maar hy is nie seker of hy op die regte plek is nie en hy sien toe nou net hierdie dogtertjie van 4-5 speel en hy maak die venster op, hy sê, hoorie, wie se kind is jy? En die dogtertjie kyk op en sê, ek's my pa se kind en gaan aan om te speel. Ek dink dis baie oulik. Maar dit is wat hierdie teks vir ons probeer sê, is, wie se kind is jy? En dit bevestig, dit verklaar, jy is God se kind. En dit verander alles. Dis in my eie lewe ook so, maar ek het dit in die bediening weer eens ook toevallig die afgelope paar weke baie beleef. Ons is ons eie grootste vyand. Mense wat met onvrede in hulle lewens leef, is gewoonlik, omdat hulle nie met hulle self vrede maak met wie hulle regtig is nie. As jy voel, maar ja, ek was so ongelukkig by my vorige werk gewees en toe bedank ek het en dan sien ek hoe presies jy die rede waarom jy by die vorige werk bedank het, speel net weer in jou nuwe werk uit. Wie is die probleem? Jy is jou grootste vyand. Jy is jou eie rede waarom daar nie vrede in jou lewe is nie. Mense wat sonder vrede oor hulle self en wie hulle identiteit is in die lewe inloop, is die mense wat met die minste vrede rondloop. Ek sien dit oor en oor en oor en oor. Jy is jou grootste vyand. Die sê ding wat sê van, hierdie mens het my vrede gesteel. Ek het lank daar gesit en dink en ek verstaan, daar's party mense wat jou knoppie kan druk. En ek het dit ook beleef. Maar ek kan nooit toelaat dat iemand anders my vrede steel nie. Dit behoort nie moontlik te wees nie, want waarin lê my vrede? In iets wat iemand anders doen? Of lê my vrede in die feit dat ek weet, ek is God se kind? Dis waar my vrede leef, in my identiteit in God. En dit beteken, maak nie saak of die beklei vlakke en die beklei knoppies in ons lewens partykeer gedruk word nie. My baseline, my baslyn, dit waartoe ek terugkom. My default setting is, ek is 'n kind van God. En as 'n kind van God, beleef ek God se vrede en dis waarvan uit ek begin. As jy uit God se vrede uit